Hartlik goeiemôre, mag die hierdie baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en die lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, hier is 2 kameelperde en ons kom vanoggend by die boek 2 Korintiërs ook. So daarom dan ook die 2 kameelperde en daar's nogal baie interessanthede rondom die kameelperde ook. Nou 'n kameelperd se nek weeg ongeveer 270 kg. Die longe kan elk 55 liter lug bevat. Sy brein maak 0,2% van sy liggaamsmassa uit. By 'n mens is dit 2,5% wat ons brein van ons liggaamsmassa uitmaak. Die deursnee van 'n poot is ongeveer 30,5 centimeter. Nou dis omtrent 'n redelike groot dier, liewe vriende, en daar is sekerlik nog baie om so oor hulle te leer en net soos in die boek 2 Korintiërs ook dan, is dit sekerlik 'n vraag, waarom dan hierdie tweede boek, wat oor Korintiërs handel? En die rede daarvoor is, liewe vriende, is dat Korintiërs is 'n boek wat sekerlik baie ernstig met die gemeente gepraat het, in 1 Korintiërs, en nadat daar baie ernstig met hulle gepraat is, het Paulus probleme met die mense van Korinte ervaar. Na sy eerste brief aan die mense in Korinte is Paulus se leer, sy karakter en motiewe deur sommige lidmate aangeval. Paulus skryf hierdie brief as 'n soort getuigskrif om sy geloofswaardigheid te bewys en sy optrede te regverdig. Hierin bedank hy die wat hom ondersteun en spreek hy die minderheid van die moeilikheidmakers skerp aan. Dis vertoon die brief baie sterke autobiografie van Paulus, om 'n kykie na sy persoonlike lewe gee en die erns wat nêrens anders in die skrif bevind word nie. Nêrens in die skrif gee Paulus so duidelik uiteensetting van sy bediening as in hierdie boek 2 Korintiërs. Ons verneem van sy lewe voor sy bekering, sy visioene wat hy van God verkry het, die doring in sy vlees en hoe hy terwille van Christus vervolg is. Nou lieve vriende, dit is waarvoor die boek 2 Korintiërs dan sekerlik baie bekend dan ook is en wanneer jy dit lees, sal jy dit so oplet dan ook. Daar is bekende teksverse ook soos 2 Korintiërs 5 vers 14 wat sê, want die liefde van Christus dring ons. 2 Korintiërs 6 vers 6 wat sê, in reinheid en kennis en lankmoedigheid en vriendelikheid in die Heilige Gees en ongeveinsde broederliefde. En dan is daar ook in 2 Korintiërs 8 vers 7 wat sê, maar soos julle in alles oorvloedig is, in geloof en woord en kennis, en alle ywer en in julle liefde vir ons, sorg dat julle ook in hierdie liefdedaad oorvloedig is. Nou ja, mag die liefde vir die Here ons sekerlik aanspoor en maak dat ons ander mense ook so lief sal hê. Ander kinders van die Here wat hulle lewe arbei vir die Here, dat ons hulle ook sekerlik so lief sal hê. En hulle sal waardeer vir dit wat hulle vir die Here doen. As ons kom by die indeling van die boek, liewe vriende, is daar 'n bemoediging wat daar is van hoofstuk 1 tot 5. En dan was daar 'n baie ernstige vermaaning, hoofstuk 6 tot 9. En hoofstuk 10 tot 13 word hoofsaaklik gekenmerk met die verdediging wat Paulus dan ook aanbied vir sy bediening dan ook. Dan, liewe vriende, sien ons ook dat as ons verder na die indeling moet kyk, sien ons dis Paulus se bediening van die evangelie, hoofstuk 1 tot 5, Paulus se motivering uit die evangelie, hoofstuk 6 tot 9, en Paulus se gesag as bedienaar van die woord, natuurlik hoofstuk 10 tot 13 dan. En dit is sekerlik belangrik om dit ook so in te deel, want dan sien ons wat hy alles vir die Here kom doen het dan. 'n laaste saak wat ek vir u wil noem oor die indeling van die boek, is hoe hy getuie is in hoofstuk 1 tot 5 van dit wat die Here vir hom kom doen het. En dan kom gee hy getuienis aan die gemeente ook, hoofstuk 6 tot 9, en hy gee dan ook 'n getuigskrif van dit wat hy alles gedoen het, hoofstuk 10 tot 13. Daarom kan ons dit so verder indeel, die moedige meerderheid en dan die moeilike minderheid, hoofstuk 1 tot 9 en dan weer hoofstuk 10 tot 13. So, liewe vriende, in hierdie tweede boek was die vraag seker om te vra watter een
van die drie is ons? Is ons die wat soos Paulus besig is om te arbei in die evangelie, om iets te doen vir die Here? Die tweede groep is ons die wat ondersteunend is en bemoedigend is, of is ons in die derde groep iemand wat moeilikheid maak, wat eintlik teen die evangelie is en nie saam die evangelie werk nie, maar eintlik daarteen. Mag die Here ons help om altyd saam met die evangelie te werk ook. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie vir die liefde. Dankie dat U vir ons aanspoor in hierdie brief ook om mekaar aan te moedig en aan te spoor om U te dien. Amen.